Môre, dis Woensdag die 7de Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met 'n koppie koffie in die hand of dalk met 'n hart wat net vir 'n oomblik wil stil word. Vandag se 4 verse klink amper soos 'n ou titelakte. Dit noem die stuk grond, die spelonk en selfs die bome. Dis asof die Here vir ons sê, kyk mooi, hierdie oomblik is klein, maar dit tel. Vandag gaan ons aan in Genesis 23 vanaf vers 17 tot 20. En die groot ding wat gebeur is eenvoudig. Die koop van die spelonk word vasgemaak voor getuies in die stadspoorte, voor almal. Alles gedoen op die regte manier. En toe kom die sin wat 'n mens laat sluk. Abraham begrawe Sara. Met ander woorde, die eerste stuk grond wat Abraham ooit in die beloofde land besit, is nie 'n huis nie. Dis nie 'n plaas nie. Dis 'n graf. En dit leer ons iets wat diep wys. God se belofte beteken nie jy gaan nooit trane hê nie. God se belofte beteken selfs wanneer jy trane het, is God nog besig om sy woord vas te maak. Abraham plant as te ware 'n vlaggie in kaning wat wapper en sê, God het gesê, God sal doen. Hy sien nog nie die volle erfenis nie, maar hy leef want God is waar. En dis presies wat geloof is. Jy hou vas aan God, selfs wanneer die enigste vaste grond wat jy het, 'n graf is. En nou raak dit ons vandag. Ons leef maklik asof alles hier permanent is. Ons bou, ons koop, ons maak planne. Ons raak bang om te verloor. Maar die Here nooi ons om te onthou, ons is vreemdelinge op hierdie aarde. Ons ware tuiste is in die hemel by hom. Dit bind jou nie, dit maak jou vry. Jy kan dinge gebruik sonder om jou hart daaraan vas te maak. En dan wys hierdie grafplek vir ons na Jesus toe. Abraham se eerste stukkie grond was 'n graf, maar Jesus se graf word leeg. Die kruis sê, jou sonde is betaal. Die opstanding sê, die dood kry nie die laaste woord nie. Daarom, as jy in Christus is selfs 'n graf nie die einde nie. Dis net 'n deur na ons ewige tuiste in die hemel. Kom ons bid saam. Here onsse God, U is die Here van lewe en dood en U beloftes staan vas. Ons bely vandag dat ons harte maklik vasklou aan aardse sekerhede en dat ons bang word om dinge te verloor. Dankie Jesus dat U die volle prys betaal het, dat U opgestaan het sodat die graf nie ons einde is nie. Heilige Gees, maak ons harte lig en reg vandag. Leer ons om as vreemdelinge op aarde te leef met ons oë op die hemel. Troos elke hart wat vandag hou en vul ons met hoop wat nie breek nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En voordat jy vandag aangaan, hou dit vas naby jou hart. God kan sy beloftes vasmaak op plekke wat vir ons soos verlies lyk. As jy Jesus nog nie ken nie, kom na hom toe. Hy vergewe, hy red en hy gee lewe. En as jy hom ken, rus vandag in sy genade. Jou huis is by hom en nie op die aarde nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.